Goeiemôre vriende, so aan die vooraand van die laaste dag van die jaar. Dis Dinsdag die 30ste Desember 2025. Ek hoop julle het 'n lekker dag vandag. Julle wat 'n bietjie op vakansie is, geniet dit. Ons span sommer 'n lekker rustig, want dit is die aard van die saak, die nuwe jaar wat voor lê. Weer 'n klomp geleenthede wat voor ons lê, nee, maar mag dit vir julle 'n wonderlike dag wees. Kom ons raak net so vir 'n wyle stil voor die Vader. Here, wanneer ons die voorreg het om in die Bybel 'n ou boek, die woord met mekaar 'n paar gedagtes te kom deel, Here, weet ons dat in die teks, in die kontekste wat dit geskrywe is, ons baie maklik kan sê, maar dit was niks met ons vandag te doen, Here, en dit is so ver van die waarheid af. Here, dat U hierdie ongelooflike paar bladsye vat wat U in die Bybel saamgestel het, die boek, vir ons as die kinders, Here, om ons te rig op ons pad in hierdie lewe. Baie, baie, baie dankie daarvoor. Dankie vir U liefde. Dankie vir U omgee deur vir ons so iets spesiaals, Here, te laat saamstel het, sodat ons ook weet, al is dit op 'n klein beperkte mate, wat is U gedagtes en U wil met ons lewe. Dankie daarvoor. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, vandag gaan ons aan by Kolossense, en julle het gister vir julle volledig die agtergrond gegee van Kolossense, en vandag, vriende, is dit eintlik amazing, en sal ek dit ook so wil vat om die gebed vir julle te bid, vir myself ook, maar vir julle te bid wat luister, nee. Want dit is 'n pragtige gebed wat Paulus eintlik hierso bid vir hierdie wonderlike gemeente in Kolossense. En hoor wat sê hy, en ek wil dit hê julle moet dit vir julle self toewy, en ek soos 'n bietjie repliek lewer op 1 of 2 verse. Hy sê daarom van die dag af dat ons dit van julle gehoor het, hou ons ook nie op om vir julle te bid nie. Nou wat het hy gehoor van hierdie geloof wat by hulle is, hierdie liefde wat by hulle is, wat gegrond is op die hoop wat vir julle in die hemel bewaar is. Nee, dit is wat hy van hulle gehoor het. So Paulus het hierdie wonderlike boodskap gehoor van hierdie great gemeente, nee. En dan sê hy die volgende: ons vra God dat hy deur al die wysheid en insig wat die Gees gee, julle sy wil duidelik laat ken, sodat julle tot eer van die Here sal lewe deur net te doen wat hy verlang. En vriende, dit is my bede ook vir julle. In die einde van die jaar, maar spesifiek vir die nuwe jaar, is dit my gebed vir julle. Waar Paulus sê die volgende, kom ons sê dit weer vir my, ons vra God, hy bid tot God, dat hy deur al die wysheid en insig wat die Gees gee, né? Nou vriende, wanneer ek en jy in hierdie lewende verhouding met God staan, né? Wanneer ons die woord bestudeer, wanneer ons bid, staan ons in hierdie lewende verhouding met God. En wat gebeur, liewe vriende? Hy kom gee vir ons wysheid, onderskeidingsvermoë, insig. Hy kom wys vir ons wat se woorde moet ons, want woorde is so kragtig, nou jy kan mense verwoes met woorde, jy kan 'n totaal negatiewe dinge op die tafel sit vir iemand. So woorde is belangrik, dat hy vir jou juis met wysheid en insig en takt en 'n fyn aanvoeling deur die Gees gelei sê julle wys, hoe moet julle optree? Hy laat julle gelei word in hierdie jaar wat kom deur wysheid en insig wat die Heilige Gees gee. Ons vra God dat deur al die wysheid en insig wat die Gees gee, julle sy wil duidelik sal laat ken, né? Nou vriende, dit is so belangrik dat ek en jy weet wat God se wil is, en daarom moet ons ingeplak wees, daarom moet ons in hierdie lewende verhouding met God staan, daarom moet ons, liewe vriende, in die voetspore van Jesus volg, gelei word deur die Heilige Gees, die Heilige Gees deur ons kan werk, en al hoe ons dit regkry is deur geloofsvormende gewoontes te beoefen, faith-forming habits. Vriende, dit is so crucial, en ons skep dit af, en ons moet regtig dit as 'n prioriteit maak hierdie jaar. Kom ons kyk na die woord, kom ons hoor wat die Here vir ons sê, kom ons bid gereeld, kom ons bid die woord, wat is daar amper soos wat ek nou met julle doen, en vir die Here te sê, o Heilige Gees, gee vir ons hierdie wysheid en insig, sodat ons U wil duideliker hoor. Here, ons moet sê groot finansiële besluite neem, Here, ons moet groot beroepsbesluite neem, Here, ons moet besluite neem oor ons werk, ons moet besluite neem oor 'n verhouding, ons moet besluite neem oor wat ook al.
Wat het jy? Ek en jy kan nie oor die horison sien nie, en daarom het ons die Heilige Gees se wysheid en sy insig nodig om te weet wat is God se wil. Nee. Kom ons vra dit, en dis ook my bede vir julle, né? Ons vra God dat deur al die wysheid en insig wat die Heilige Gees gee, julle sy wil duidelik sal laat ken, sodat julle tot eer van die Here sal lewe, deur net te doen wat hy verlang, né? En liewe vriende, dit is tog wat ek en jy wil doen. Ek en jy wil so lewe, dat ons net doen wat hy verlang. Ek weet, ons maak droog, dit is ons as mense, ons nog nie engeltjies nie. Maar gelukkig het Jesus ook vir ons gesterf aan die kruis, sodat wanneer ek en jy hierdie strooi aanjaag, liewe vriende, ons inderdaad deur Christus skoon gewas is in sy bloed. Dis die amazing gedeelte, anders het ek en jy pa gestaan vir elke twak dingetjie wat ek en jy aangevang het. En dan gaan hy aan en sê hy, en dit is my bede vir julle en vir my, mag julle vrugte dra deur goeie werke en toeneem in die kennis van God. En al ons toeneem in die kennis van God, is om in 'n lewende verhouding met God te wees. Hoe kry ons in die lewende verhouding met God? Deur die woord te bestudeer, deur te bid, vriende, deur om die Sondagdienste by te woon. Moenie julle dit maak, of dit is vir julle sê, dit is nie belangrik, dit is crucial. Daar gebeur iets, vriende, dit is nie rocket science wat daar gebeur nie, maar die Here kom deur sy Gees, en hy kom slaan reguit houe in ons lewens daar. Dis deel van jou geloofsvormende gewoontes, dis deel van jou voorbeeld wat jy ook vir jou kinders moet stel. Mag julle vrugte dra, deur goeie werke en toeneem in die kennis van die Here. Mag die Here vir jou en vir my daarmee help. Dit is my gebed vir julle, maar ook vir myself. Ek gaan later 'n bietjie aan, maar ek dink ek gaan net by hierdie stukkie nou weer stil staan. Mag julle God se liefde ervaar, sy genade ervaar en sy teenwoordigheid ervaar. Amen.